Nou verlede week het JD, dankie Pat. Verlede week het JD begin met Reflections of Jesus, die reeks Reflections of Jesus. En hy het gepraat daaroor dat ons imitators of Christ moet wees. En dit staan in Efesiërs 5 vers 1 wat sê, be imitators of God. Be imitators of Jesus Christ. En as ons kyk na hierdie reflections van Jesus, is daar sekere ritmes wat jy nie kan van wegkom nie, wat jou lewe sal verander en wat al hierdie emosies wat woed hier binne in jou sal verander. Nou een van haar ritmes is in Lukas 6 vers 12 wat sê, now at this time Jesus went off to the mountain to pray and he spent the whole night in prayer to God. He went to the mountain and he spent the whole night in prayer to God. En een van hierdie ritmes is om na die berg toe te gaan en dit praat van, as ons praat van die berg, dan praat ons van bergoomblikke. Wat is bergoomblikke? Bergoomblikke is waar jy tyd met die Here spandeer. Daar's nie iets anders nie, daar's nie ander mense nie, nee, jy's nie besig om te minister en iemand te bedien nie. Jy's fisies besig om langs Papa God, Jesus of Heilige Gees te sit en om met hom te connect en om met hom te praat en om te voel en te ervaar. Dis bergoomblikke, dis vir ons stil raak en met hom connect. Dis oomblikke waar nie net ons praat nie, maar waar hy ook met ons praat en ons hoor dit. Hy praat met ons, dis bergoomblikke. Ek gaan dit vergelyk met ons fone wat gecharge moet wees. Anders werk dit nie. As jou foon nie gecharge is nie, is hy pap, jy kan niks met hom doen nie. En jy weet mos as jy hom dan inplak in die charger, dan wat gebeur dadelik? Hy gaan aan, there's light. En dan begin hy so opwarm, nee, hy gaan van rooi na groen. En wow, dan is ons weer connected. Weet julle, ons is presies dieselfde. Ons is presies dieselfde. As jy pap is, raai wat? Jy is nie ingeplak nie. So eenvoudig soos dit. Jy is die foon, wat is die draad? Die draad is die berg. Die draad is daai in-charge waar jy inplak. Wat plak jy in? Jy plak in God se krag in. Sy teenwoordigheid gee jou die krag. Hy enable jou om te doen wat jy moet doen. Jy daai foon, die berg is die tyd wat jy spandeer, die berg. En God is die krag waar jy gecharge moet word. En dit is wanneer jy alleen tyd met hom spandeer. So elke aand, soos wat jy jou foon inplak, dis die ritme wat Jesus gevolg het reg deur die skrif. Nou, dit bly vir my altyd 'n wonder, ons doen dinge, maar ons volg nie die ritme van Jesus se lewe nie. En hy het so mooi vir ons gewys. Ek het 'n klomp skrifversies daar geskryf, wat die skrif maar net van noem, waar hy praat, hy het alleen berg toe gegaan, hy het na 'n eensame plek toe gegaan, hy het na die berg gegaan om te bid, hy was besig om te bid, hy het weer alleen na die berg toe gegaan, hy het onttrek. Jy lees dit van Jesus se lewe die heeltyd. Hy het heeltyd bergoomblikke gehad. Ons lees dit altyd in die skrif die berg, maar besef die berg, wat is 'n bergoomlik? 'n Bergoomlik is wanneer jy hoër gaan in God en dieper gaan in God. Dis bergoomblikke. Jy gaan hoër om dieper in God te gaan. Dit is bergoomblikke, dis waarvan dit praat. Mense kind, kom uit die wêreld uit jou omstandighede, dit wat jou nou pla, kom hoor. Kom in my teenwoordigheid in, sodat ek
dieper met jou kan gaan, sodat jy insig kan hê in dit wat aangaan, sodat jy krag kan hê vir dit waardeur jy nou gaan. Nou, die eerste vraag wat ek vir jou wil vra vanaand is, want die uitnodiging is so eenvoudig, Jesus nooi jou uit na die berg, maar die vraag wat ek vir jou het vanaand, wat jy dood eerlik met jouself moet weet is, het jy bergoomblikke? Het jy bergoomblikke? En kyk julle, hier is nie veronderstel om once in a blue moon te gebeur nie. Hier is die surprise. Dis veronderstel om elke dag van jou lewe te wees. Dis die olie. Julle ken die storie van die 10 vroutjies wat nie reg, die 5 was reg en 5 was nie reg nie. Die 5 wat olie het, was mense, was meisies, dit verteenwoordig mense wat intimiteit met die Here gehad het, wat kon stil raak en by hom ontvang. Want dis olie, dis 'n anointing wat jy by hom ontvang. Hy bekragtig jou, hy versterk jou, hy wys jou die pad aan. Die 5 wat nie olie gehad het nie, is mense wat nie daai ritme in hulle lewe ingebou het nie. So, ons almal is op 'n verskillende plek in ons lewe, maar as jy hom wil ken, gaan jy bergoomblikke moet hê. En dit gaan moet 'n alledaagse ding in jou lewe raak. En ek wil kyk na hoe lyk jou ritme, want wanneer jy kyk na 'n berg, dit kan wees wanneer jy die eerste een is in die oggende voordat almal wakker word, dis jou bergoomblik, of daar's 'n stoel met 'n oop Bybel, dis jou bergoomblik, of dalk gaan stap jy 'n pad. Ek kyk nou na Rietjie, ek wonder of haar stil oomblik is as sy hardloop. Ja, daai tannie hardloop, woes, soos sy my weghardloop. Maar sy gaan hardloop. Is dit jou stil oomblikke, Rietjie? Watse oomblikke het jy in jou lewe waar jy raak stil en jy dink net aan die Here. Niks, dis net jy en die Here. Dis daai stil oomblikke. En as jy 'n berg wil hê, gaan jy die ritme moet ek moes dit leer in my lewe. Daar moet 'n plek wees, daar moet 'n tyd wees en dit moet konsekwent wees. Mens gaan nou nie altyd dieselfde plek nie, my jong mense, ek wil julle encourage, kry 'n hoekie en 'n plekkie waar dit altyd jy en die Here is. Rian sê mos my karavaan. Ek is in die karavaan op die oomblik, want daar is nie 'n ander plekkie nie. Dit is my bergoomblik in die karavaan. Maar jy moet 'n plek hê. En regdeur my lewe onthou ek het oomblikke ingebou, want jy kan nie sonder dit nie. Jy gaan nie krag hê nie. Jy gaan nie weet wat die Here mee besig is in jou lewe nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan nie verstaan wat die tye inhou as jy nie bergoomblikke het nie. So dis iets wat jy moet inbou in jou lewe. Nou ek wil vir jou vra, hoe lyk jou berg? Want en ek wil kyk hier na first fruits. Nou first fruits in jou lewe praat van God gee vir jou alles. Dis die konsep van dis nie joune nie. Hy gee vir jou alles in jou lewe. En daai eerste 10% sê hy is myne, sodat jy sal onthou wie is die verskaffer van hierdie goed. En soos wat jy dit vrylik vir hom teruggee, wat doen hy daarmee? Hy vermenigvuldig dit, hy seën dit, hy bless dit. Daar is iets amazings in dit. Maar ons is geneig om net by die finansiële vas te sit, maar dit spreek tot alles in ons lewe. Hoe lyk dit as jou first fruits van jou tyd aan die Here gegee word? It blesses you. It changes you. It challenges you. Jy sal nie dieselfde bly nie. As jy as 'n jong mens wil skuif in jou lewe, begin jou tyd opoffer vir hom in stil bergoomblikke en hy gaan jou verander. You will be changed. You will never be the same again. En tyd is aandag, nie? Nou prakties, hoe lyk dit? Ek het gaan kyk na 'n 24 uur dag. Ek wil net eers jy moet gou op jou foon kyk. Jy het nou permissie om julle fone uit te haal, nê? Julle weet mos daai gedeelte waar jy na settings toe gaan, nê? Gaan gou daar na settings toe.
Dan gaan jy na screen time toe. Dan kyk jy hoeveel van jou tyd in 'n dag is op hierdie foon. Scary. Dis net 'n bietjie van 'n reality check. Maar as jy kyk na jou 24 uur in 'n dag, en ons praat van first fruits, wat om vir die Here te gee, praat dit eintlik van 2,5 ure 'n dag. En julle, ek wil nie julle koppe moet hier vasbrand by 'n dissipline nie, asseblief. Hierdie is nie 'n to-do list. Ek moet my 2,5 ure vir die Here gee, want dan is ek 'n okay Christen. En dan is ons alweer in daai mentality van doen. Ek praat hierso van 'n life-changing habit. As jy 0 tyd op die oomblik met die Here spandeer, begin net met 10 minute 'n dag. Maar besef dat as ons regtig kragtige mense wil wees wat deur God gebruik word om hierdie wêreld te verander, gaan jou first fruit mentality moet wees, maar ek spandeer tyd met die Here. En dit is meer as ander dinge in my lewe. En ek meen, jy kan na die breakdown gaan kyk, ons slaap 8 ure, ons werk en studie 8 ure, jy kan dalk vervoer en regmaak vir 2 ure, 2 ure vir gesin en verhoudings, en dan is daar nog die ontspanning, kyk hoe nice is ek werk dit nog daarin vir julle, en dan is daar nog 2,5 ure, maar ons het ander goeders met daai ure begin doen, en die vraag is, waarin invest jy jou tyd? Waarin invest jy jou tyd? Want dit gaan jou lewe verander. En dit is, waar plaas ons hierdie tyd? Nou, dis my ander vraag, is jou tyd reg ingedeel vir bergoomblikke? Want bergoomblikke gaan jou lewe verander. Bergoomblikke, as jy dit begin toepas in 2026, sal jy anders uitstap uit 2026 as hierdie jaar klaar is, as jy die ritme van bergoomblikke toepas. Maar hoe is dit ingedeel in jou lewe? Kan ek vir julle 'n easy tip gee om mee te begin? En ek praat veral met die jong mense hier, want ek sien hoe val ons in die trap. Ek dink ons ouer mense ook, want ek weet ek val in daai trap. Moenie hierdie verdomde ding aansit die eerste 2 ure as jy opstaan nie. Moenie na hom kyk nie. Want hy vat jou waar jy nie wil wees nie. Moenie na hom kyk vir die laaste uur van jou dag nie. Sê vir 3 ure, this will not be the first or the last part of my day. En kyk hoe verander dit, kyk hoe skuif dit jou, en maak purposefully tyd met hom. Iets prakties. En dan wil ek vir jou sê, Jesus het ons ook iets amazings gewys. Voor en na groot oomblikke was hy by die berg. Hierdie stukkie van Lukas 6, weet julle wat het net voor het gebeur, voordat hy berg toe gegaan het? Die fariseërs het weer 'n fight met hom opgetel. Hulle het weer gedink, hoe kan hulle van hom ontslaa raak? Hoe kan hulle hom doodmaak? Kan julle dink om daai oordeel oor jou lewe te hê? Wat het hy gedoen? Hy het berg toe gegaan. Weet julle wat het hy teruggekom doen, toe hy terugkom van daai berg, hy die 12 disippels, die grootste besluit in ons geskiedenis, hy het die 12 disippels uitgekies. So Jesus se ritme wys ons ook, jy kan nie besluite maak nie, jy kan nie lewe sonder bergoomblikke nie. As jy konflik het, gehad het, gaan na jou berg toe. As jy besig is met groot besluite, gaan na jou berg toe. Maar een het ook so mooi vanoggend gesê, kyk, ons maak net besluite en dan moet die Here deel vorm van dit. Ons gaan spandeer nie tyd in die berg nie. So ek het 'n poëtiese gediggie opgetik, om vir jou te vertel wat ek dink van die berg. En die tema is, kom na die berg. Daar is 'n berg, Here, waar ons leer om stil te wees. Want by die berg leer jy om stil te wees. Waar intimiteit ons tuiste word, en waar vrede ons ontvou, en waar krag weer in ons opstaan. Want dis wat gebeur in 'n bergoomlik. As jy
fisies kan sê, ek gaan bergoomblik hê, en jy kan in 'n bergoomblik gaan, en jy kan leer om stil te raak, want dit is 'n kuns, om stil te raak, sodat jy hom kan hoor, en hy jou kan hoor, dan is daar intimiteit. En wanneer jy intimiteit het met die Here, met Papa God, Jesus, Heilige Gees, wat gebeur dan? Vrede. Daai oomblik worry jy oor niks. Ek beloof jou, as jy intimiteit het met hom, die oomblik wat jy met hom connect en ons intimiteit, vlieg alle worries by die venster uit. Vir daai oomblik is jy worry-free. Want daar kom 'n supernatural vrede wat jou bedek, maar dit kom net deur intimiteit. En intimiteit kom net deur stilte, en stilte kom net deur bergoomblikke. En wat gebeur dan? Jy's gecharge, jy het krag. En dit bring my na, wat gaan in jou kop aan? Ek weet julle is moeg, en dit raak lank, maar hierdie goeters is so belangrik. My seun raak altyd so stil. Nou kyk, ek en hy is van dieselfde materiaal gemaak, so ek weet baie goed wat met hom aangaan, want ek sien myself, ek's nou net al baie wyser. Maar hy raak so stil, dan sê ek vir hom, Carlo, wat gaan aan? En hy sê altyd vir my, mamma, ek overthink goed. Wie hier overthink? Ja, ek sien julle is klomp skuld. Jy overthink. En daai overthink neem alles oor. En dit besteel alles. En ek het vir hom geleer, en ons is besig met die pad te stap, wat ek moes dit met myself stap, om jou gedagtes te nie laat rondhardloop nie, is soos 'n wilde perd. As jy nie toelaat, laat, ek's bang, wat gaan gebeur, wat van my toekoms, jene my werk, wat van môre, sien julle daai wilde perd, hy's daar, jy weet nie eers hoe om hom terug te kry nie. Of die mooi meisie in die kostuum. Daar gaan die wilde perd. Ons weet nie waar al daai, julle ons lag, maar hierdie is real things, nê? Of ek begin worry oor iets en daai depressie vat my, dit is soos 'n wilde perd, hy vat my diep daar ver weg. Weet julle wat, ons weet nie meer hoe om ons denke in te bring en te kontroleer en hulle te submit tot Jesus Christus nie. Ons weet nie eers wat ons dink nie. Ons laat dit net hardloop. Dis daar ander kant. Ek sê altyd vir iemand, as ek met iemand werk, dan sê ek, wat het jy gedink om jou by daai plek te kry? Want dit het nie net gebeur nie. Jy raak nie net depressed wakker nie. Jy het iets gedink al vir 'n paar dae wat jou soontoe gevat het. Jy worry nie, jy raak nie net beangs met worry nie, jy het iets bedink al vir 'n paar dae. Of jy voel nie net ek's verwerp nie, jy het al vir 'n paar dae gedink, niemand hou van my nie, kyk hoe kyk hulle vir my. En daar gaan die wilde perd. En nou overthink jy. Kan sien julle resoneer, ek ook, want ek is op dieselfde ene. Elke gedagte is gekoppel aan 'n emosie. En hy vat jou ergens. En God het ons die ability gegee om met sy krag elke gedagte captured, wat gevangene te neem, en die woord sê om dit te submit tot Jesus Christus, wat 2 Korintiërs sê, we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Elke gedagte wat jy jou kop so mee besig hou, moet jy begin sien, jene, waarmee is ek besig? Waarmee is ek gaan julle net 'n prakties sê, so en expose myself nou, maar ek is 'n getroude vrou, nê? Is ek veronderstel om oor ander mans te dink? Nee, it's ungodly. So wat het ek getrein vandat ek getroud is met Rian? Julle, ek dink nie eers in 'n ander man nie. As ek 'n ander man sien, en ek noem net iets prakties, en dalk beteken dit iets vir die mans hierso. As ek 'n ander man sien, wat ek dink, jy's mooi, dan stop ek dit dadelik. Ek sê, gaan weg van my af. Hierdie gedagte sal nie in my kop bly nie, want waar vat daai gedagte jou? Dit vat jou ver, maar jy laat dit toe om hier in jou kop te borrel.
jy moet leer om elke gedagte gevangene te neem. En ek beloof jou, as jy Jesus in die prentjie bring, wil daai gedagte wil nie saam met Jesus in die vertrek wees nie. Hy wil uit. Hy sê, let me out. Ja, ons moet dink oor waaroor ons dink. Jakobus sê dit eintlik so mooi. Het was nou nie deel van my notas nie, maar dit praat daarvan dat dit gebeur nie, sonde gebeur nie net nie. Dit begin met jy dink iets, and then it conceived something, and then something is given birth to. Dit is wat Jakobus van praat. Daar kan iemand net gou vir my sê wat dit is, want dit is 'n powerful gedeelte, en dit praat daarvan dat sonde gebeur nie net nie, my liewe mens. Jy het dit gedink al vir baie lank in jou kop. En is dieselfde met angs, depressie, vir al hierdie goeters, jy bedink dit. Jy's nie besig, soos ek verwerp voel en ongeliefd voel, wat laat ek toe? My gedagtes laat ek toe om so te dink. Ek is nie besig om dit te vat en te sê, wie is jy om te sê ek is nie geliefd nie? Jesus sê, ek is sy kind en hy het vir my gesterf en die woord sê hy is my pa. Jy verander, jy vat daai willeperd en jy tem hom. Jy sê vir hom, kom hier. Weet mos as jy willeperd vat en jy het beheer van hom en jy submit hom tot Jesus Christus. En so kry jy beheer. Nou is presies dieselfde in jou bergoomblikke. So nou gaan sit ek, man, die oomblik wat ons in stilte ingaan, daar gat die willeperd. My kinders lunch, wat gaan hulle eet vandag? Die debit orders. En daar is jou stil oomblik, jou berg oomblik is gehijack. Dis wat ons toelaat. Ons het stil oomblikke met die Here. Dan kom die boodskap op die foon. Dis kom ek vir jou sê, los hom ergens. Moet hom nie in jou stil oomblikke invat nie. Ons dink, ek luister teaching. Julle, dis nie intimiteit nie. Dis wonderlik, dit bou jou. Maar God is calling you to much more. Hy wil hê jy moet leer om so stil te raak, dat jy 'n journal kan vat en kan hoor hoe hy vir jou sê, moenie bang wees. Alles gaan okay wees. Hy wil hê jy moet kan hoor hoe fluister hy 'n versie vir jou. Be still and know that I am God. En weet julle wat, daai intimiteit verander jou hele lewe. Dit skuif jou. Want niemand sal ooit vir jou kan sê daar's nie 'n Here nie, want jy het hom gesien, face to face. Jy het hom gehoor, jy het hom gevoel. En nou kan die wêreld wat ook al sê met alles wat hulle mee besig is. Verduidelik jy dan vir my, wie sit saam met my in my bergoomblikke? En dis intimiteit, en dis waartoe Jesus julle roep. Hy roep julle na stilte, en dis my ander favorite versie, Jesaja 30 vers 15. In quietness and confident trust is your strength. Met ander woorde, geen stilte nie, geen trust, en trust is my intimacy, is daar nie sterkte nie. So as jy kragteloos voel, check gou jou barometer, kan jy in stilte by God sit? Ek weet jou die antwoord is nee. Jou gedagtes is soos 'n willeperd wat met jou weghardloop en jy laat hom toe en jy het geen idee hoe om hom terug te bring nie. Maar julle, dis nie iets om oormoedeloos te raak nie, dis die challenge. In Desember het ek weer so 'n bietjie out of myself gevoel en ek moes myself weer terugvat na die berg toe en ek moes weer my gedagtes in beheer kry en ek moes weer hierdie submit tot God en ek moes weer stil raak en ek moes net weer sy stem hoor. Toe sê ek weer okay. Toe kry ek weer vrede en toe ek vrede het, toe het ek krag. Dis hoe jy krag kry. Nou, daar's 'n quote, ek weet nie wie hierdie mense is nie, hulle is the worshipper is wat hulle noem as hulle iets skryf, maar hoor wat sê hulle van spiritual discipline. Ek wil net sê by dit, Jesaja 30 vers 15, hy sê, in quietness and confident trust is your strength, maar dan sê die Here, but you're not willing. Here, dis 'n verskriklike aanklag wat die Here doen.
maak aan ons. Hy sê, ek weet waar jy jou sterkte gaan kry, maar jy is nie willing nie. Jy wil nie. In Handeling in die Hebreëus praat dit van the day of rest. En dit praat van die Israeliete wat nie in rus wil ingaan nie. Weet julle dat die Here praat eintlik daarvan hierdie rus, om in sy teenwoordigheid in te kom, in intimiteit, en hy sê uit rus jy? Gaan lees dit met 'n bietjie van 'n dieper agtergrond, en jy gaan sien, Hebreëus wat praat oor rus, praat van Jesaja 30 vers 15. Kom na my toe, leer om in 'n storm in my midde in te kom. Want dan het jy die kuns van die lewe vervolmaak. Want is nie omstandighede wat jou moet toelaat om stil te raak nie. Jy moet in die chaos van die lewe kan stil raak. Dit is wat jou sleutel is. Nou hoor hierdie mooi quote. Spiritual disciplines are not ladders we climb to reach God. They are pathways He walks with us. They are holy rhythms that tune our hearts to His presence, quiet our distractions, and align our desires with His will. In prayer, we breathe them in. In scripture, we hear His voice. In worship, we return His glory. In solitude, we find His nearness. And in generosity, we mirror His heart. These rhythms are not duties. They are divine invitations to intimacy. Wow, dis mooi. So, ek gaan nie nou eintlik nog verder, ek nog baie notas, maar ek kan sien julle is ge-challenge om 'n berg oomblik te hê. En ek gaan gou-gou vra dat ons nagmaalspan gou-gou na vore kom en gou-gou vir ons die nagmaal uitdeel. Want ek wil gou-gou met ons, ek wil hê, ons moet net ons gaan 'n liedjie speel, en ek wil julle challenge, om elke wilde perd wat nou met jou vanaand wil weghardloop, nee? As jy sien daai gedagte kom, dan bring jy dit terug in God se presence in. En jy fokus daarop dat hierdie is 'n berg oomblik waar jy nou saam met Jesus gaan stil raak. En my gebed is dat vanaand jou sal challenge. Maak nie saak wat jou berg oomblik is op die oomblik nie. As jy net, soos ek sê, 0 berg oomblikke het op die oomblik, challenge ek jou om 5 minute 'n dag berg oomblikke te hê, en om stadig maar seker dit te increase. As jy net 1 keer 'n week by die Here invlieg en uitvlieg, dan challenge ek jou om dit 2 keer 'n week te doen. Maar ek wil hê, jy moenie net na die berg. Ek dink baie van ons hoor die berg, maar ons weet nie wat ons daar moet doen nie. Ons moet stil raak en bewus raak en sê, Here, wat wil U hê moet ek weet? Wat wil U vir my sê? Wat moet ek lees? Wat wil U hê moet ek doen? Wat sê U van my? Partykeer is dit net om sy teenwoordigheid. Jy sien, ons is so geleer, ons kom na die Here toe en ons rammel af al hierdie gebede. Hy weet actually alles wat jy nodig het. Ek sê nie, jy moenie bid nie. Ek sê, ons het verleer om na sy stem te luister. Ons ken nie dit as hy praat nie, want ons ken nie stilte nie. So terwyl ons so sit, ons gaan 'n liedjie speel, en ek wil hê, wie het vir ons 'n imagination gegee? Julle dink julle is 'n trick question. Die Here, dankie Theo, hy het ons 'n amazing imagination gegee om te gebruik. So, maak gou jou oë toe. Sien 'n boom met rooi appels. Kan almal 'n boom met rooi appels sien? Okay, enigiemand wat sukkel? Sien daai boom met rooi appels? Nou, lekker rooi appels. Nou, ek wil vanaand vir jou challenge om te sê, Here, Jesus, sien hoe Jesus net jou hand vat.
En sien hoe hy vir jou sê, kom saam met my na die berg toe. Kom ons hê nagmaal saam vanaand. Kom ons celebrate wat ek vir jou gedoen het. En ek wil jy moet met hom sit vanaand en vir hom sê, Here, dankie vir u bloed. Dankie vir u liggaam wat vir my gebreek is. En ons gaan 'n liedjie speel en ek wil hê jy moenie laat jou gedagtes dryf nie, maar laat jou gedagtes bly op dit wat hy vir jou gedoen het en wie hy is. Dankie Here. Ons kan die ligte ook afsit. Be still, be still, I know that in stillness and quiet that I am the Lord, and let go of your worries. Only one thing is needed. Just be still and know. And be still and know that I am the Lord. And be still and know that in stillness and quiet that I am the Lord, and let go of your worries. Only one thing is needed. Just be still and know. And be still and know that I am the Lord. Be still.
Let go of your worries. Only one thing is needed. Just be still, no. Be still, no. Ja, Here, ek bid net vir ons elkeen dat ons bergoomblikke sal vergroot in ons lewens, Here, en dat ons die erns van om tyd te maak, Here, om stil te raak, sodat ons olie kan kry, sal besef, Here, en dat ons dit 'n prioriteit sal maak. Here, ek bid vir elkeen hierso vanaand, dat ons bergoomblikke sal anders lyk aan die einde van 2026. Here, dat daar 'n skuif sal wees. Here, ek bid vir jong mense, Here, elke jong mens hierso vanaand, Here, dat hierdie krag van bergoomblikke, Here, dat dit iets in hulle harte sal kom lê, Here, en dat U hulle sal skuif en hulle sal wys hoe reëel U is, Here, in elke dag oomblikke van stil wees. Ja, Here, seën net almal wat hierso vanaand is, Here, bless hulle, Here. Vergroot hulle grondgebied in hierdie week wat kom, Here, en laat U vrede saam met hulle hier uitstap, Here. U vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus naam. Amen. Blessed en geseënde week vir julle elkeen. Enjoy.